Mislukkings het mos die manier om 'n mens se moed heeltemal te breek. Na groot mislukking voel jy mos maklik, jy wil nie weer probeer nie. Maar kom ek noem vir jou 'n paar persone se name, wat ten spyte van groot teleurstellings en mislukkings, tog uiteindelik wêreldbekend geword het. Ek doen dit net om jou te bemoedig, as jy dalk ook soms 'n bietjie moed verloor. Daar was byvoorbeeld die bekende Henry Ford. Hy het sy eerste motor ontwerp en laat bou, maar hy het vergeet om vir daai model 'n trierad te ontwerp. Dis 'n mislukking wat hom bankrot kon maak. Maar vandag is die wêreld oortrek met Ford motors, want Henry het hom nie laat onderkry nie. Hy het eenvoudig van voor af ontwerp. Nog 'n voorbeeld. Die Beatles is destyds 'n platekontrak geweier, omdat die vervaardigers geglo het, die tyd van gitare is verby. Toe het hulle maar na 'n ander platemaatskappy gegaan en, soos ons kan sê, die res was geskiedenis. Nog 'n ou, Ludwig van Beethoven. Hy het sy beste musiekstukke geskrywe na hy doof geword het. So watter mislukking of teleurstelling weerhou jou vandag van 'n vervulde lewe? In Job 14 van vers 7 af lees ons, vir 'n boom is daar nog hoop, al is hy afgekap, kan dit weer uitloop en sy lote sal aanhou groei. Al word sy wortels oud in die aarde en al gaan sy stam dood in die grond, dan spruit hy weer uit as hy net water ruik en dan groei sy takke asof hy pas geplant is. Paulus skryf in Romeine 5 van vers 3 af, ons verheug ons ook in ons swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. Ja, so is die Bybel vol van bemoediging vir my en vir jou. Om net asseblief vir ons te sê, moet net nooit, asseblief nooit tou opgooi nie. Moet nooit moed verloor nie. Moet nooit ophou glo en hoop dat alle slegte dinge wel verby sal gaan nie. Die Bybel verseker vir jou in Romeine 8 vers 28, dat God alles wat met jou gebeur, vir jou ten goeie sal laat meewerk. Kyk, dit beteken nie dat alles wat met jou gebeur altyd goed en aangenaam sal wees nie, maar God beloof dat hy selfs die grootste teleurstellings en mislukkings vir jou sal laat omdraai, sodat dit vir jou op die ou end ten goeie sal uitwerk. Jy moet dit net 'n slag glo. Jy moet glo en jy moet God op sy woord neem. Vandag se mislukkings is net 'n tydelike hindernis op jou pad na heerlikheid saam met God. So hou jou oë dan op Jesus, sê Paulus in Hebreërs 12 vers 12, en nie op die lang wedloopbaan wat voor jou lê nie. Kyk na die voëls en die lelies en nie na die sorge van die lewe nie, sê die Here Jesus in Matteus 6 vers 25 vanaf. Kyk na my, sê Jesus vir Petrus op die meer, en hy sê moenie na die rowwe branders rondom jou kyk nie. Dis nie dat ons die sorge en die kwellings en die mislukkings van die lewe ontken nie. Ons hou ons nie blind daarvoor nie, maar ons laat ons nie onderkry daardeur nie. So steek sommer nou jou hand uit na die man wat op water kan loop, na die een wat die storms kan beveel om stil te raak, na die een wat vir jou beloof, niemand sal jou uit my hand ruk nie. En dan gaan leef jy meer as 'n oorwinnaar, soos wat ons ook in Romeine 8 vers 37 moet lees. Dit maak nie saak hoeveel keer jy al misluk het nie. Jou oorwinning word vandag vir jou beloof van God self af. Gryp dit aan. Dankie o God, dat U beloftes my laat oorwin, dat van my mislukkings oorwinnings kan kom. Ek bid dan nou vir elkeen wat dalk in 'n put van mislukking voel, dat U vir hulle in die hand sal kom neem en sê, kom, jou oorwinning is in sig. Hou moed. Amen. Baie dankie weer eens vir die saamluister. Gaan lewe asseblief saam met God vandag, 'n lewe van oorwinning.